Welkom by Wielspore van Waarheid. Ek is JP Fourie, 'n biker, 'n predikant, 'n eggenoot, 'n pa, 'n oupa en 'n man wat glo dat die waarheid en om 'n Christen te wees, lê nie in tradisie of in die hou van rituele nie, maar in die voltooide werk van Jesus Christus homself. Hier praat ons eerlik oor dinge wat in die kerk ingeslyp het, soos byvoorbeeld die blaas van die shofar, die Sabbat, eindtye, die ou gebruike wat Christus kom vervang het en nog baie meer. Ons ry nie hierdie pad om gewild te wees nie, maar om vry te wees. So, trek jou helm reg, maak hom lekker vas. Dit is tyd om die stof van godsdiens af te skud en om die waarheid se spoor te volg. Dag sê, welkom weer by Wielspore van Waarheid. Vandag wil ek so 'n bietjie met jou gesels oor seunskap, sonship, soos wat die Engels dit noem. En in die kerk het ons nodig dat ons sal volwasse raak. Ons probleem is in die kerk, Christelike kerk vandag is, ons sit met babas, geestelike babas, wat rondgeslinger word deur enige lering, deur enige ding wat gesê word. Ons sit met geestelike babas wat seer kry in die kerk, en dan wip hulle self, dan gaan soek hulle 'n ander kerk of hulle bly by die huis. So, ons praat van seunskap, en wat ek met seunskap bedoel is dat wanneer 'n Christen op 'n plek kom waar hy volwasse kan wees in die huis van God, sodat ons soos Jesus kan wees en kan sê, dit is my geliefde seun waarin ek 'n welbehae het, sodat ons op 'n plek kan kom waar ons as 'n volwasse seun uit die huis uit gestuur kan word om te gaan doen wat God ons voorgeroep het. Intussen sit ons in die huis en ons word toegerus. Geestelik, ons kry voeding, ons kry geestelike kos, en ons kom op 'n kennisvlak waar ons toegerus word deur 'n set man of 'n aangestelde persoon, 'n persoon wat God aangestel het om ons toe te rus. Dit is nou gewoonlik, dit sal nou wees jou dominee of jou pastoor of jou leraar, oudste, wat jy hom ook al wil noem. Ok, so, en ek wil ek ons skrifgedeelte uithaal uit 2 Konings 6, daarvan vers 1 tot vers 7. En ek wil net vir jou vinnig opsom, ek wil nie vir jou die hele stuk lees nie, maar dit is belangrik dat ons hierdie konsep sien, want daar's 'n paar goedjies wat ek wil uitlig, ek wil dit highlight. Ok, en kyk wat sê dit was, julle onthou die gedeelte waar die byl gedryf het bo op die water, nou dit is hierdie gedeelte, kom ons kyk daarna. En die profete seuns het vir Elisa gesê, ek wil dit sommer hier stop, ek wil baie belangrik vir jou uitwys, Elia was die geroepe, die profeet, die aangestelde persoon, die een wat God geroep het om te oorsien oor 'n klomp mense. Ok, so die profete seuns was die gemeente gewees. Dit was die ouens wat onder Elia of Elisa se bediening gesit het, wat hy inspraak gelewer het op. Hy het hulle geleer, hy het hulle gementor, hy was hulle geestelike vader gewees. Mense het so 'n issue met 'n mentorskap en geestelike vaderskap in die kerk vandag. En ek ken die argumente, jy het nie nodig om met my te wara oor die argumente van, ek het net een vader, ek ken daai argumente. Maar daar is 'n verskil tussen mentorskap en geestelike vaderskap. Daar is goed wat oorvleuel, maar daar is 'n verskil. Een is fisies, in die fisiese wêreld, en die ander een is in die geestelike wêreld. Daar is 'n verskil tussen die twee. Maar kyk wat gebeur, die profete seuns kom na Elisa toe, en hulle sê vir Elisa, hulle sê, kyk tog, die plek waar ons nou woon, is vir ons te nou. Laat ons na die Jordaan gaan, en elkeen daarvandaan 'n balk gaan haal, dat ons vir ons 'n plek kan maak om daar te woon. Met ander woorde, daar het 'n situasie in die huishouding, in die kerk, in die gemeente ontstaan, en die seuns het na die leier toe gegaan, die aangestelde persoon, en gesê, luister hierso, die plekkie waar ons nou bly is te klein. Kan ons nie maar 'n plek maak, en kan ons nie maar iets doen, om dit wat ons nou, dit waar ons onsself bevind, om hierdie plekkie groter te maak. En kyk wat doen Elisa. Elisa onderskei, en ek dink hy het seker lankal al geweet, dat dit wat hierdie seuns na hom toe kom, die scenario, die issue waarmee hulle kom, het hy geweet, maar dit is so. En daarom gaan hy en hy sê vir hulle, en hy het gesê, vers 2,
gaan. Hy het hulle nie aangevat nie, vir hulle gevra hoekom nie gevra waarom nie, hoekom nie, want geestelike leiers, wanneer jy as 'n seun in die huis na die leier toe gaan, en jy sê vir die leier, luister hier so dominee, pastoor, oudste, wie hy ook al is, ek voel die Here sê, dat ek moet in my bediening dit en dit en dit en dit doen. Dan gaan jou geestelike leier, nommer 1, is hy veronderstel om jou volwassenheid te onderskei en te kan sien, luister hier so, dit wat jy wil doen, val dit in met dit wat jy geleer is om te doen, en want jou leier ken jou mos, jy het mos nou al oor 'n tydperk 'n pad gestap. Hy behoort by hierdie tyd al te weet wat jou bediening is, wat is jou passie, wat is jou hart, verstaan jy? En hier kom die geestelike seuns, hier kom een van die seuns en hy sê in vers 3, kan ons dit gaan sien. Hy sê, maar een sê, gaan tog saam met ons. Jy sê, hulle het nie net gesê, hoorie so, kan ons maar gaan en daar gooi hulle. Nee, hulle sê, luister hier, vir die feit dat ons nog steeds besig is, ons het hierdie probleem geerken, ons het dit geonderskei, nou wil ons 'n plek, maar ons wil nie alleen gaan nie, ons wil hê iemand nog steeds saam met ons gaan, want ons weet dat jy gaan vir ons nog goeie raad kan gee. Kan jy sien, hulle bly onder die mentorskap van hulle geestelike vader, van hulle overseer, van die setman of aangestelde persoon. Gaan tog asseblief saam met die dienaars, en hy antwoord, ek sal saam met julle gaan. En hy het saam met hulle gegaan, en toe hulle by die Jordaan kom, het hulle bome gekap. Jy sien, in die geestelike dimensie, in die geestelike wêreld waar ons onsself bevind, want die Jordaan, as jy gaan kyk na die Jordaanse betekenis ook, wat die woord beteken om af te was, of af te vloei. Die Jordaan symboliseer water, dis 'n rivier, met ander woorde, ons word gewas, volgens Efesiërs 5 vers 23 of 26, ons word gewas deur die waterbad van die woord. Met ander woorde, die Jordaan symboliseer die woord. Met ander woorde, kom ons gaan in die woord in. Kom ons gaan in die woord in, kom ons kyk wat sê die woord, sodat ons gewas kan word. In die geestelike leier sê, yes, dis reg, kom ons gaan. So, ons leef in 'n generasie wat baie worstel met gesag. Dit is so, en dit lei tot 2 gevaarlike uiterstes, wat ons in die kerk vandag kry. En ek wil hierdie 2 gevaarlike uiterstes wil ek nou uitlig, en ek wil so 'n bietjie gesels daaroor. Die eerste uiterste wat ons kry in die kerk is onafhanklikheid. En ons is so onafhanklik. Onafhanklikheid, hierdie net ek en Jesus, daai syndroom wat ons kry. Nee, ek het niemand anders nodig, ek het net Jesus nodig. Net ek en Jesus syndroom. Mense wat weier om hulle self onder gesag te stel as gevolg van hulle eie wysheid, of omdat hulle op vorige geleenthede in die kerk seer gekry het. Nou hierso is my scenario, en dit is wat ek altyd sê. Wanneer jy sê dat jy het seer gekry in die kerk, beteken dit, daar was te veel vlees betrokke. Jy het te veel in die vlees gelewe, want net wanneer jy in die vlees of in die eie ek lewe, kan jy seer kry. Mense wat aan hulle self gesterf het, wat die skrif vir ons van vra, wat aan hulle self gesterf het, kan nie seer kry nie, want hy het gesterf aan homself. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef nou in en deur my. Kan jy sien? Die ander uiterste wat ons kry is afgodediens. Hierdie ouens wat hierdie leiers so ophemel, dat die leier eventually onaantastbaar raak. En ek kan vir jou 'n paar noem, daar is ons Suid-Afrika se ou wat hom 'n profeet noem. Maar kom ons los dit daar. Die onaantastbare leier syndroom, waar die predikant of die apostel of die profeet of wie hy ook al mag wees, so verhef word, dat hy tot as middelaar tussen mense en God kan staan. Nou hierdie ding het ek in Afrika gesien, waar mense, pastore of predikers sê, hulle is profeet so en so, en onderdane moet nou kruip om hier by hulle uit te kom. En dan bring hulle Bybel so op hulle knie, en mense, ek weet nie waar mense in die gemors kom nie. Ek weet nie hoe hulle aan hierdie tipe van gemors kom nie, maar regtig. Nou ja, God se model is nie een van hierdie 2 wat ek nou vir jou genoem het nie. God se model is orde deur die familie.
deur die gesin, deur die huishouding. Dit is God se model. En dit is belangrik dat ons dit besef. So, nou kom ons gaan kyk gou-gou, want baie keer sal mense nou vir my vra, ja, maar JP, hoe definieer jy, wat is 'n seun? Wat is 'n seun? Kom ons gaan kyk na die definisie. 'n Seun is iemand wat die gees, die karakter en die DNA van sy vader weerspieël. Die belange van die vaderhuis as sy eie sien, eien dit vir homself. Die belange van die huis eien hy vir homself. En hy funksioneer vanuit hierdie identiteit in plaas van 'n verpligting iets wat hy moet nakom. Baie mense dink 'n seun is iemand wat net slaaf gehoorsaam. Maar nee man, nee. Dit is 'n slaaf se eienskap. 'n Slaaf se eienskap is ja baas, ja meneer, yes meneer. Dis 'n slaaf se eienskap. Ek en jy is nie slawe in die huis nie, ons is seuns in die huis. En wanneer ons seuns is ons erfgename. Dit is so belangrik dat ons hierdie konsep verstaan. 'n Seun is iemand wat die natuur en die DNA van sy vader dra. Jesusie, hier moet ons moet eintlik 'n bietjie stil staan hierso. Die doel van seunskap is nie bloot onderdanigheid nie. Ek wil nie my gemeentelede onderdanig aan my hê nie, want ek is nie iemand wat manipuleer nie, ek is nie iemand wat jou onderdruk nie, dis nie my doel nie, dis nie hoekom God my geroep het nie. God het vir my gesê, maak seuns groot. Met ander woorde, wat is seunskap? Seunskap is gelykvormigheid, totdat ek kom by dieselfde gestalte. Jesus sê, julle kan, 'n leerling kan nooit hoër as sy meester gaan nie. Hy kan nooit verder gaan as sy meester, maar hy kan gelykvormig, hy kan tot op dieselfde vlak kom. Met ander woorde, seunskap is om gelykvormig te wees. Jesus het hierdie standaard gestel toe hy gesê het, wie my gesien het, het die Vader gesien. Daar in Johannes 14 vers 9. Baie belangrik dat ons dit besef. 'n Seun dra sy vader se DNA. Dit is baie dieper as bloot om net onder gesag te staan. Hy dra die DNA, met ander woorde, hy word gelykvormig, hy kom in dieselfde vlak, dieselfde fase as wat sy pa is. 'n Slaaf gehoorsaam uit vrees, omdat daar reëls is wat hy moet gehoorsaam. 'n Seun gehoorsaam, omdat hy dieselfde natuur van die Vader het. Jy kan dit maar neerskryf daar. Soos Jesus gesê het, wie my gesien het, het die Vader gesien. Die doel van seunskap is nie net onderdanigheid nie, dis om soos die Vader te word. Om op die kennisvlak en op daai vlak te kom waar die Vader is. Baie belangrik. Die tweede punt, hy dra die verantwoordelikheid. Met ander woorde, hy vat eienaarskap van die verantwoordelikhede van die besigheid. Hy vat eienaarskap, hy maak dit sy eie. Ek sal nooit vergeet nie, toe ek by 'n plek waar ek gewerk het vir my splinternuwe bakkie gekoop. En die werksmense het altyd so toe die bakkie gelê met hulle belde wat metaal opgehad het, dan krap hulle die bakkie. En hoe meer ek vir die werksmense vra, moenie so teen die bakkie lê nie, want julle krap die bakkie, sê hulle, maar wat worry jy, dis die werk se bakkie. Maar die werk het vir my die bakkie gegee, dis my verantwoordelikheid om hierdie bakkie op te pas. Ek kry mos nou nie 'n splinternuwe bakkie om hom deur te trek, as jy verstaan wat ek sê. So, ek vat verantwoordelikheid, ek vat eienaarskap. 'n Seun sien nie die gemeente as die pastoor se kerk nie, of sommer net 'n gebou nie. Nee, hy sien dit as my Vader se huis, my huis. Ek gaan na my eie huis toe, ek gaan daar waar my Vader is, ek gaan daar waar my mentor is, ek gaan daar waar my geestelike vader is, daar waar ek geleer word. Daarom sê die Seun self in 2 Konings 6, die plek is te klein, kom laat ons bou. Kan jy sien? Die seuns het eienaarskap gevat. En seuns in die huis vat eienaarskap. Hulle dra verantwoordelikheid. As jy ingeskakel, en dit is hoekom dit so belangrik is dat jy vir die Heilige Gees vra waar jy moet inskakel. Jy doen nie net church hopping, man, jy's van die een kerk na die volgende kerk. Nee, jy gaan bid, jy het 'n verantwoordelikheid om te gaan bid en te vra, waar skakel ek in? En as die Heilige Gees jou lei om in te skakel by 'n sekere plek, dan skakel jy daarin, want dit is waar hy jou wil hê.
Want daar is dit waar jy gaan groei, daar is dit wat jy kan kom in jou seisoen, waar jy is, waar jy op 'n volwasse plek gaan kom. Dit is baie belangrik dat jy dit sien. Hulle seuns wag nie vir instruksies soos werknemers nie, omdat hulle eienaarskap vat. Wag hulle nie vir instruksies nie. Hulle neem inisiatief soos mede-erfgename. Die derde punt, seuns funksioneer vanuit 'n posisie en nie vanuit prestasie nie. Och, dis mooi nê. Hulle funksioneer vanuit posisie en nie vanuit prestasie nie. 'n Seun weet hy word klaar liefgehê. 'n Seun weet my Vader het my lief. 'n Seun weet my Vader sal my nooit begewe en my nooit verlaat nie. Hy werk nie vir sy Vader se aanvaarding nie. Soos 'n huurling word wat sy loon probeer verdien nie. Nee, hy werk vanuit sy Vader se aanvaarding. Hy word reeds geaanvaar. Dis hoekom hy kan eienaarskap vat, dis hoekom hy verantwoordelikheid kan vat, en dis hoekom hy soos die Vader kan optree eventually. Hy werk vanuit die Vader se aanvaarding. Sy sekuriteit lê in sy naam, nie in sy prestasie nie. Dis baie mooi. Kyk wat sê Efesiërs 3 vers 14 en 15. Ek wil hê ons moet gou soontoe gaan. Efesiërs 3 vers 14. Kom ons gaan net gou soontoe. Efesiërs 3. Kyk wat sê hierso. Om hierdie rede, sê Paulus, buig ek my knieë voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemel en op die aarde sy naam ontvang. Die Griekse woord hier beteken patria. Dit word direk afgelei van die woord pater of vader. Dit beteken letterlik vaderhuis. Paulus wys vir ons dat elke gesonde geestelike familie op aarde sy oorsprong in die hemelse Vader het. Dis hoekom ons huishoudings, ons kerke, ons gemeente huishoudings noem, want dit is waar broers en susters by mekaar kom. OK, aardse geestelike vaderskap is slegs geldig wanneer die hemelse Vader weerspieël word en mense na hom toe gelei word. Kom ons kyk bietjie, wat is die kontras tussen 'n diensknegt, tussen 'n slaaf en tussen 'n seun? Paulus skryf vir ons dit in Galasiërs 4. Hy sê daar is 'n massiewe verskil in die motivering van 'n slaaf en 'n seun. 'n Diensknegt of 'n huurling werk vir loon. 'n Seun werk vir sy vader se erfenis. 'n Huurling sien 'n probleem in die kerk en sê, dis nie my probleem nie. Ek word nie hiervoor betaal nie. Julle het dit al gehoor. 'n Seun sê, ek sien die probleem, in my vader se huis kom ek help bou. Kom ons maak dit reg. Sonder dat hy gevra word, gaan hy en hy maak dit reg. Kyk wat sê Romeine 8 vers 15. Hy sê, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny nie, om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, seuns, deur wie ons roep, Abba Vader. Verstaan jy? Maar ons moet die konsep van 'n aangestelde persoon verstaan, want God roep mense, daar in Amos 3 vers 7, kom ons gaan kyk net gou of ek reg is, daar in Amos 3 vers 7, praat hy juist daarvan, hy sê dat God doen niks, tensy hy nie sy raadsbesluite, ja, Amos 3 vers 7, want die Here doen niks tensy hy sy raadsbesluite aan sy knegte die profete geopenbaar het. Met ander woorde, daar is mense op aarde wat God aanstel, en ons sien hierdie orde, ons sien hierdie manier van doen, sien ons reg deur die Bybel. Ons sien dit met Moses, ons sien dit met Dawid, met die koning Saul, ons sien dit met Joshua, reg deur die Bybel. Ons sien dit met die apostels wat Jesus gekies het. Hy het altyd mense aangestel. Daar's altyd iemand wat hy geroep het en aangestel om mense te leer, om mense te lei. Totdat jy op 'n plek kom waar jy volwasse genoeg is om op te staan en gestuur te kan word. Dis apostolies. Dit is wat dit beteken om apostolies te wees. Is iemand wat volwasse kan word in die gemeente en hande opgelê word en gestuur kan word om te gaan bou soos wat jy geleer is om te bou.
Dit is wat dit beteken om apostolies te wees. 'n Mens kan 'n disipel wees sonder om 'n seun te wees. En dis hoekom ek so teen disipelskap is. Ek is glad nie ek leer mense, ek het 'n teaching wat ek gee rondom disipelskap, maar ek sê ook in my teaching van disipelskap. Disipelskap is die begin. Dis die baba skoene van 'n bekeerling. Hy moet uit disipelskap groei om in 'n volwasse stadium van seunskap in te gaan. Dis baie waar. 'n Disipel leer akademiese inligting. 'n seun reproduseer lewe. Hy reproduseer DNA. Jesus het nie net disipels gemaak nie, hy het hulle uiteindelik na seunskap toe gelei. Na Pinkster het hy hulle opgebou om net vrae te vra. Hulle het begin doen wat hy gedoen het. Hulle het sy DNA gedra. En ek wil hê jy moet dit gaan sien. Hierso in Handelinge 1. Sorry, ek is nou weer in Handelinge 1. Kom ons gaan gou daar Handelinge 1. Vanaf vers 3. Kyk wat sê vers 3 van Handelinge 1. Aan wie hy hom ook na sy lyde, dis nou nadat Jesus gekruisig is, né? Nadat hy opgestaan, aan wie hy ook na sy lyde hom lewendig vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle, dis die disipels, verskyn het en hulle oor verskeie dinge van die koninkryk van God gespreek het. Hier kom hy, en Jesus vind dit nog steeds nodig, in sy verheerlikte posisie, vind hy dit nog steeds nodig, om sy disipels te leer oor een onderwerp, net een onderwerp. En wat was daai onderwerp? Die koninkryk van God. Wat is die koninkryk? Hoe werk die koninkryk? Waar is die koninkryk? Wanneer is die koninkryk? En hier kom Jesus en hy maak sy disipels, hy doen die finale afronding oor 'n tydperk van 40 dae. Leer hy sy disipels, wat is die koninkryk van God? Dit is presies wat Paulus ook gedoen het. Daar in 2 Timoteus 2 vers 2, waar ons 4 generasies van seunskap sien, waar Paulus byvoorbeeld die apostoliese vader is, die oupa, waar Timoteus een van die seuns was. Timoteus het meer as een geestelike seun gehad, hy het meer gehad. Waar Timoteus een van die seuns was, waar die getroude manne die kleinkinders was. En die ander, jy kan dit gaan lees in 2 Timoteus 2 vers 2, en die ander, die agterkleinkinders was. Seunskap stop nie by jou nie. Dit dra oor van geslag tot geslag, van generasie tot generasie. Jy sien, dis hoekom dit so belangrik is, dat dit wat jy geleer word, akkuraat oorgedra kan word na die volgende geslag. Na jou kinders, sodat jou kinders dit kan oordra na jou kindskinders, en na hulle kinders, en so van generasie tot generasie, van geslag tot geslag, kan dit oorgedra word. Ek wil nou na die volgende gedeelte wil ek gaan kyk, na Elisa se lewe. Want Elisa was ook 'n seun vir Elia. Ja. Kom ons gaan kyk. Daar in 2 Konings sien ons hoe Elisa self die pad van seunskap gestap het. Dis belangrik. Met Elia. En toe Elia in die storm in weggeneem word, toe roep Elisa uit, waar is, hy het nie gevra, waar is my nuwe ampt nie, is ek nou die hoof van die kerk nie, of is ek die hoof van, nee, hy het gevra, hy het ook nie gevra, gee my 'n posisie nie, hy het gevra, my vader, en toe Elia vir hom vra, wat is dit wat jy wil hê, sê, ek soek 'n dubbele porsie van u gees, ek soek nie posisie nie, ek soek 'n dubbele porsie van u gees op my. Hy het nie gevra om 2 maal beter te wees as Elia nie. In die Hebreëse kultuur was die dubbele deel, die erfdeel van die eersgeborene. Elisa het nie gesoek na status of mag nie. Hy het gesoek na die volle gees en volwassenheid van sy vader. Maar dit is wat seuns doen. Seuns wil in die plek kom, hy wil die besigheid van sy vader oorneem, sodat sy vader kan gaan rus en die voordele en die vrugte kan eet van dit wat hy gebou het.
Jy sien, vaders gaan een of ander tyd aftree, vaders gaan uittreë, en hulle gaan oorgee aan die seuns, en die seuns moet met hulle idees, en met hulle, wat hulle geleer is, moet hulle die ding kan vorentoe vat. Dan weet jy, jy's 'n seun. In 'n huis is daar altyd pilare, wat die dak vashou. En jy hoor nie daai pilare kla nie, jy hoor hulle nie kerm nie, jy hoor nie sê, gee my deel nie, nee, hulle is daar, getrou, hulle staan, hulle hou die dak vas, en hulle is net daar. Seuns kom in die huis in, jy het nie nodig om hom te soebat om 'n Sondagoggend in die kerk te wees nie, hy is daar, hy is op sy plek, hy doen wat hy moet doen, as dit is wat hy by die deur moet staan en mense groet, dan doen hy dit, as dit is om skoon te maak en die stoele reg te sit, dan doen hulle dit, sonder om te kla of sonder om vergoeding te vat. Want dit is sy huis, hy is deel van die huis. Elisa het nie gesoek vir status of mag nie. Hy het gesoek na die volle gees en volwassenheid van sy vader. Ware seuns soek nie posisie nie, hulle begeer volwassenheid. Kan ek dit weer sê? Ware seuns soek nie posisie nie, hulle begeer volwassenheid. Die seuns van die profete sê self vir Elisa, kyk die plek waar ons bly is te klein. Seuns respekteer geestelike orde. Ons kan dit in vers 2 en 3 gaan lees uit ons studiestuk waar ons dit vat vandag. Seuns respekteer geestelike orde. Hulle respekteer die orde wat God daar gestel het. Al het hulle die inisiatief geneem, hardloop hulle nie onafhanklik weg en gaan doen hulle eie ding nie. Nee, hulle kom eers na Elisa toe en hulle sê, ons wil gaan, kom asseblief saam. Hulle wou nie net sy toestemming hê nie, hulle wou sy teenwoordigheid daar gehad het. Dis baie belangrik. God is 'n God van orde. Hy werk deur verhoudings en gekose kanale. Nou, die volgende punt wat ek wil maak hierso, dis baie belangrik dat ons dit sien. Seuns dra die las van die huis. Laat ons tog na die Jordaan gaan en elkeen 'n balk gaan haal, vers 2. Daar is geen passasiers in die huis nie. Elkeen vat 'n balk en elkeen werk en elkeen doen wat nodig is om te doen. Efesiërs 4 vers 16 sê presies dieselfde, die liggaam bou homself nie. Hy sê, uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg is en saamverbind is, deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate. Die groei van die liggaam bevonder sy eie ophouing en liefde. Seuns, is tyd dat die kerk volwasse raak. Dis tyd dat ons in die kerk begin volwasse raak. Die seuns werk by die woord, die Jordaan beginsel. Ons kyk na hierdie beginsel gou. Hulle bou by die Jordaan. Die Jordaan is 'n plek van die waterbad van die woord, Efesiërs 5 vers 26. Ons het nou net daarna gekyk. Dit is die plek van reiniging en 'n plek van die nuwe begin. Dis waar Jesus gedoop is, in die Jordaan. Dis 'n plek wat maak dat ons deurbreek na die beloofde land. Want as ons deur die Jordaan getrek het, is die water van die Jordaan ons gewas het, dan trek ons na die beloofde land toe. Dan kom ons in Kanaan uit, dan kom ons in die land van melk en honing, in die land van oorvloed, dan kom ons daar uit. Dis baie belangrik. Enige uitbreiding van God se huis moet by die water van die woord gebeur, nie op menslike metodes nie. Dit is so belangrik dat ons dit besef. Jy sien, want dit is die woord wat ons bou. Dis die woord wat ons dra. Ons kan nie sonder die woord gaan nie. Seuns erken ook die noodsaaklikheid van die gees. En hier kyk ons die term na die byl se kop wat geval het. Kyk wat gebeur. Die bylkop val in die water. Sonder die yster is die houthandvatsel nutteloos. Kyk na die simbolisering hierso. Dit verteenwoordig die krag van die Heilige Gees. Ons kan nie God se werk bloot met menslike energie of talente doen nie. Want dit is wat Sagaria 4 vers 6 sê. Hy sê nie deur krag, nie deur geweld nie, maar deur die Gees
my gees, sê die Here. Elisa laat die yster dryf, die bonatuurlike herstel wat die mens self nie kan doen nie. Hier kap die ou, verbeel jou, hier kap hierdie oukie kap hout, en tjoep, daar gaan die bulkop binne in die rivier in. Waar kry jy nou? Jy kan weet waar het hy geval, maar waar kry jy nou daai stuk yster, want hy gaan lê onder. En as die stroom sterk is, dan vat die stroom hom nog so eentjie weg ook. Seuns gee altyd eer in Christus. Baie belangrik. Elisa doen die wonderwerk, maar hy wys na die hout wat die kruis verteenwoordig, wat hy ingegooi het. Onthou hy het 'n stomp gevat en hy het hom ingegooi daar waar die bulkop geval het. En hy sê, haal dit maar uit. Die seun moes self sy hand uitsteek en die bulkop uithaal wat gedryf het. Geestelike leierskap trek nooit mense na hulle self toe nie. Dit wys altyd na Jesus toe. Dis wat Elisa gedoen het. Hy het die hout gevat en die water gegooi en hy sê vir die seun, hy het nie nou ingespring en die bulkop gaan haal nie. Nee, vir die seun gesê. Jy sien, hy vat verantwoordelikheid. Hy delegeer. Seun, daar lê jou bulkop, gaan haal hom. Hy moet meer word, maar ek moet minder word. En dit is wat Johannes vir ons leer daar in Johannes 3 vers 30. Nou kan ons ook gaan kyk na 'n gedeelte van die weduwee daar in 2 Konings 4 vanaf vers 1 tot 7, waar die weduwee na Elia toe gekom het en gesê het, maar ek het nie, die skuldeisers gaan my kinders kom vat, ek het niks in die huis nie, my man wat 'n godsman was is dood. Kan jy sien wat gebeur hierso? Die godsman, wanneer die man van God, wanneer die pa in die huis godvreesend is, dan is daar altyd 'n covering oor die huishouding. Altyd. En hier kan ons sien, ons kan nou na die simbolisering gaan kyk van dit wat gesê word hierso. Hier kom die vrou na Elisa toe en sy sê, u diensknegt, my man, is dood. En vandat hy dood is, het alles agteruit gaan. Hoekom? Want die gesag is weggevat. God se teenwoordigheid, wat die man wat die huis beskerm, is weggevat. En hier kom die skuldeisers in en hulle wil die kinders vat, want die vrou skuld. En die weduwee wat daar gekom het, verteenwoordig of simboliseer die kerk. En sy is in 'n krisis. Wat sê die profeet? Kyk wat sê die profeet. Hier kom Elia, want die vrou, die kerk erken die man van God, aangestelde persoon. Hier kom Elia en hy vra vir haar, wat is die storie? Kry vir jou leekanne. Die leekanne word verteenwoordig is mense daar buitekant wat nie die gees van God het nie. Dis leekanne, hulle is leeg, sondaars, hulle is leeg, ongelowiges. Maar kyk, wie sê hy, wie moet die leekanne gaan haal? Die leekanne word gehaal deur wie? Die seuns. Die leekanne word deur die seuns gehaal, nie deur Elia nie, of Elisa nie. Die kerk moet die seuns uitstuur om die leekanne te gaan haal, sodat die olie kan bly vloei. En toe hulle die kanne begin inbring, toe begin die olie vloei. Olie verteenwoordig die salwing van die Heilige Gees. Toe begin die olie vloei, en net toe hulle stop, toe daar nie meer kanne was nie, toe hou die olie op. En toe kon hulle die olie gaan verkoop, en hulle kon hulle skuld betaal. Alles het simboliseringswaarde, kan jy dit sien? Die oomblik toe die setman, die aangestelde persoon inkom, en hy praat met die vrou wat die hoof van die huis, wat die kerk verteenwoordig, en die hoof van die huis sê, die vrou sê, vat die seuns, gaan soek julle vir my kanne. Toe begin die kerk groei. Wat gebeur as seuns struikel? Hierso kan ons dit kyk na die gelykenis van die verlore seun daar in Lukas 15. Toe die seun in die varkhok sit, het sy denke verander van die van 'n huurling af en gesê ek sal teruggaan na my vader en ek sal 'n dagloner wees. Hy is bereid om as 'n dagloner vir sy vader te gaan werk. Hy het sy identiteit op die pad verloor in die wêreld, het hy sy identiteit verloor. Maar toe hy by die huis kom, sê sy vader vir hom, goed, of sy vader het nie vir hom gesê, okay, word jy 'n werknemer en werk jy jou skuld af. Nee, die vader breek daai slaafmentaliteit onmiddellik en hy help hom om sy identiteit terug te kry.
Hy val hom om die hals, hy help hom om sy identiteit terug te kry. Hy gee hom 'n nuwe kleed. Dit beteken hy sy geregtigheid en sy posisie plaas hy hom weer terug deur hom 'n nuwe kleed te gee. Hy gee hom 'n ring aan sy vinger. Dit beteken die familienaam, die DNA word onmiddellik geherstel. Sy autoriteit as seun word geherstel. Hy gee hom nuwe skoene. Seun status. Slawe het in daai tyd het slawe kaalvoet geloop, maar seuns het skoene gedra. Dis awesome as ou hierdie goed begin raak sien. Selfs as jy weggedwaal het, herstel God jou as 'n seun en nie as 'n slaaf nie. Ek en jy, ewen as jy wegdwaal of ek dwaal weg van die Here af en ons kom terug, word ons nie slawe nie. Ons is weer in seuns, ons word in ons posisie aangestel. Môre, oormôre is 'n dag waar God ons roep, nie om soos toeskouers of huurlinge in die kerk of in die diens te kom sit nie, of om bloot net 'n akademiese disipel te wees nie. Nee. Hy roep ons na 'n apostoliese seunskap. Wat beteken dit? Dit beteken om vir my en jou om op 'n plek van volwassenheid te kom waar ons gestuur kan word. Wanneer ons harte onder die orde en vaderskap van God stel, saam die balke dra en ons leekanne inbring, sal die plek waarin ons by mekaar kom te klein word vir die glorie van God. Uiteindelik is daar net een hoof van die liggaam, Jesus Christus. In Kolossense 1 vers 18 lees ons dit. So, my uitdaging aan jou vriend wat hierdie potgooi kyk, kom ons bou sy huis as seuns van die Allerhoogste. Stuur gerus hierdie potgooi aan, ook vir jou vriende en jou familie, en kyk uit vir ons volgende een, binnekort, sien jou dan.